Dis die tema. Die PowerPoint, hoe om jou gevegte te wen. Weet jy die bokshandskoene gebruik? Het Renai. Ek hoor ek toe op die kerkgroep sê, bring julle bokshandskoene saam, toe sê jou Gert, ek het nie te slaansak. Ten minste het jy jou frustrasie wat jy uithaal op die slaansak. En ek gaan praat vanmôre oor hoe om jou gevegte te wen. Ja, in die 33 jaar in my bediening, wat ek daar, kom ons noem die kantoor is, en mense besoek my, is dit die grootste probleem waar mense mee sit, is wat ek weer vanmôre gaan deel mee. En, ek is in die kamera, sorry man. Ek is, nou sit terug in die kamera, baie welkom aan die mense. Ek wil net sê dat ons gaan praat oor hoe jou gevegte te wen. Soos ek praat met jou, gaan ek vir jou skrifte gee, sodat jy kan sien, ek sê nie goed uit my Bybel nie. En die eerste vraag wat ek mens, wat ek wil vra vanmôre is, wat is die rede, hoekom mense nie die volle genade en die seën van die Here ontvang? Moet nie die skrifte nou opsit nie asseblief. Wat is die rede, hoekom mense nog nie die volle genade en die seën van die Here ontvang nie? Is as gevolg van onvergewensgesindheid en bitterheid. En dan wonder jy, maar hoekom is daar nie 'n deurbraak in my gees nie? Hoekom voel die Here so ver van my af? Is dit nie dalk moontlik, omdat jy onvergewensgesindheid het en bitterheid in jou hart? Hoor mooi wat ek sê. Julle weet as jy bid, dan voel dit altyd of die Here naby is. Dit voel vir jou so. Maar party mense as jy bid, dan voel dit of die Here glad nie daar is nie. Kan dit dalk wees dat jy onvergewensgesindheid het in jou hart? Of het jy dalk bitterheid in jou hart? En weet jy wat, as iemand onreg aan jou doen het, dan voel jy of jy 'n bulldozer wil vat en bo oor hom wil ry. Is dit so? Kom ons wees eerlik, dit is so. Dit voel of ons bo oor die ou wil ry, omdat hy onreg aan my doen. Ek wil vir jou sê, ken jy iemand wat suur en bitter is? Steek op die handjie laat ons sien. 1, 2, 3, is daar nog? Hier is nog 'n klomp mense. Seker die hele gemeente omtrent steek nou hulle hande op, van mense wat hulle van weet, wat bitter is en wat suur is in die lewe. Jy weet, as jy bitter is in jou lewe, raak jy mal. Kom ek verduidelik vir jou wat ek sê. Jou gedagtes gaan na baie donker plekke toe, wanneer jy verbitterd is teenoor iemand. Is dit so? Ja, jou kop, jy dink by jouself, as ek daai man nie teen die hande kry, of daai vrou, of wat ewe hulle aan my gedoen het, dis 'n dag vir hulle. Julle weet dit, dis hoekom ek sê, jou kop gaan na baie donker plekke toe. En ek kry die prentjie in my kop, en ek dink so by myself, ons lewe tussen die hemel en die hel. Jou hele lewe gaan oor keuses. Wanneer jy keuses maak, beteken dit jy kan die hemel aftrek na jou toe, of die keuse wat jy maak, jy trek die hel op na jou toe, waar jy is op die oomblik. Mense, jou hele lewe gaan oor keuses. Maak jy goeie keuses of maak jy slegte keuses? Maak jy keuses van die hemel of maak jy keuses van die hel? Die keuse is joune nie. Almal wat onvergewensgesindheid het, is in die hel. Hoor wat ek jou sê. Almal wat onvergewensgesindheid het, is in die hel. Weet jy wat die ergste van almal wat niemand van weet nie? Jy trek demone na jou toe. As jy onvergewensgesindheid het, trek jy demone na jou toe. Weet jy wat? Jy is op pad na selfvernietiging toe, jy kom het nie eens agter nie. Dis die ergste van alles. Jy is op pad na selfvernietiging toe, jy kom het nie eens agter nie. Al die mense wat in die hemel is mense wat vergewe het. Hoor wat ek sê? Almal wat in die hemel is mense wat vergewe het. Weet, party ouers het jou dalk mishandel, jou meisie het jou verraai, jy is dalk op die oomblik geskei, jy is op 'n baie pynlike plek in jou lewe, jy is onvergewensgesind, jy is bitter as gevolg van jou maatskappy, hulle het onreg aan jou gedoen, jy voel, hulle het jou nie promosie gegee nie, dit voel vir jou of hulle jou nie respekteer nie, van jou vriende take advantage van jou, julle weet waarvan ek praat nie, van jou vriende take advantage van jou, jy voel nie baie vars daaroor nie, jy voel glad nie vars daaroor, dan kom jy agter, het hulle regtig omgegee vir my. Jy kry vriende, hulle lyk gewoon vir jou omgee, want hulle misbruik jou net eintlik, hulle gebruik jou, as jy hoor wat ek sê. Hoor mooi, jou kinders het die huis verlaat,
hulle het jou verraai, en al wanneer jy van hulle hoor, MacGyver, jy is nog nie daar nie, jy sal vanaf daar kom, as hulle jou bel vergeet. Dis al wanneer hulle jou bel. Maar hulle is kwaad vir jou oor iets wat baie jare terug gebeur het, en nou voel jy hulle die huis verlaat, en hulle het jou verraai. Die vraag wat ek wil vra is, jy weet, as jy gesondig, wat doen jy wanneer iemand gesondig het oor jou? En wat doen jy wanneer jy gesondig het oor iemand anders? Ek wil hier gou die prentjie kry wat ek nou wil sê vir jou. Die probleem met ons as kindertjies van die Jesus, as daar 'n probleem is dit altyd die ander persoon se skuld, nooit my skuld. Jy het al agtergekom, altyd die ander se skuld, nooit my skuld. Ek het al in my 33 jaar met bediening, het ek nog net 2 mense ontmoet wat vir my gesê het, dis my skuld dat ons geskei is. Verder het al die ander mense wat geskei is gesê, dis die ander party se skuld. Hoor gou mooi wat ek vir jou sê. Dis nooit my skuld nie. Die fokus moet wees, wat gaan ek doen omtrent my sonde? Want dis die belangrikste. Weet, ons wil altyd die skuld vir mekaar gee. Dis daai een se skuld of dit is my skuld. Ek wil vir jou sê, en ek wil 'n ander vraag vir jou vra, wie besit jou? Dis 'n goeie vraag daai. Wie besit jou in jou lewe? Kom ons lees gou Matteus 6 vers 12. Dankie. En vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lukas 11:4. En vergeef ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ek gaan iets verduidelik van vergifnis. As die ander persoon iets die jou verkeerd gedoen het, dan vergewe jy hom. As die ander persoon gevoel het hy niks verkeerd in jou gedoen het, dan gaan jy nog steeds staan en sê vir hom, vergewe my. Want die oomblik wanneer jy vergewe, dan voel dit soos 'n las wat van jou skouers af is. Jy voel soos 'n vry mens, jy voel soos 'n voeltjie wat vry is, want jy het vergewe. En as die ander persoon nie jou vergifnis aanvaar nie, lê die onus by hom en God sal moet hom afreken. Moenie jy nog verder karring nie. Jy het mos nou klaar gedoen wat jy moes doen. Die Here sal moet hom afreken verder. Hoekom wil jy dit doen? Ons gee hom oor aan die Here. Dit is hoe dit werk. Jy sien, as iemand iets verkeerd teenoor jou gedoen het, dan sê jy vir jouself, wat is die woordjie? Jy skuld my. Kom ons wees eerlik. As iemand iets teen jou gedoen het, dan sê jy vir jouself, daai persoon, hy skuld my. Die mense wat jou die seerste maak in jou lewe, is die mense met wie jy die meeste staan maak in jou lewe. Kom ek sê dit weer. Die mense wie jou die seerste maak in die lewe, is die mense met wie jy die meeste staan maak in die lewe. Ek gaan jou gou 2 scenario's skets, dan sê jy nou vir my, wat is die ergste? En as ek hom klaar gegee het, hoef ek eers die antwoord vir jou te vra, want jy gaan weet wat sy antwoord. Die eerste scenario, iemand breek in jou huis in. Jy weet hoe voel dit as iemand in jou huis inbreek, nee? En hy vat kosbare goede uit jou huis uit. Elke aand kry jy nagmerries oor hierdie mense wat in jou huis ingebreek het. 3 uur die oggend word jy wakker en jy is nat gesweet. Dis die een scenario. Die ander scenario is, hoor mooi wat is die ander scenario. Jy is lief vir die ander persoon, maar die ander persoon het jou geval. En nie dat die ander persoon jou geval het, is jou pa wat nooit by die huis is nie. Dit kan dalk jou man of jou vrou wees, wat jou verraai het, wat jou intieme vriend is, wat jou adviseer is, en jou man of jou vrou het jou kinders teen jou laat draai. Wat een dink jy is die ergste? Julle ken die antwoord, nee. Die man of die vrou wat jou verraai het. Is dit nie so nie? Ja. Jy sien, dit gaan nie oor die persoon wat aanstoot vir jou gegee het nie. Dit gaan oor eintlik hoeveel jy omgegee het vir die ander persoon wat jou die seerste maak. Dis eintlik waaroor dit gaan. Jy sien, die reken hoekom jou lewensmaat jou die seerste maak in jou lewe, is omdat jy gekies het om jou lewensmaat te vertrou, wat jy verwag het nie van jou lewensmaat. Dit is wat gebeur. Ons moet mense hanteer soos wat God my en jou hanteer. Kom ons kyk gou na Lukas 23 vers 34.
En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. Weet toe Jesus Christus aan die kruis was, kon hy geroep het na die hemel toe en 'n weerwag kon hom van die kruis afgehaal het. Kom ons wees eerlik, hy kom. Hy hoef nie eens dit te gedoen het nie. Jesus kon 'n woord gespreek het en hulle kon hulle almal vernietig het, maar hy doen dit nie. Wat doen hy? Wat verkies hy MacGyver om te bid? En toe Jesus sy laaste asem uitblaas, het hy asyn asem gehad, want hulle het mos asyn teen sy mond gedruk om die asyn te drink. As Jesus jou vergewe jou vir ewig. Ek like dit om te sê. As Jesus jou vergewe jou vir ewig, en hoor mooi, hy vergewe jou nie vir ewig, hy vergewe jou totaal en al. En weet wat jy best as jy jou vergewe jou van dinge wat jy in die verlede gedoen het, in die teenwoordige tyd, en nog in die toekoms. Dis die God van genade. Waar het jy dit gesien? Ons het 'n God wat jou vergewe van die verlede, die teenwoordige en die toekoms, wat jy nog gaan doen. Ek dink ons het 'n wonderlike God om dit te kan doen. Mense, die keuse is joune. Wil jy alleen deur die lewe gaan? Wil jy gebreek deur die lewe gaan? Wil jy verbitter deur die lewe gaan? Of wil jy genees en versoen wees met vergifnis? Dit is die belangrikste. Moenie reageer wanneer mense op jou reageer nie. Moenie terugreageer nie. Reageer teenoor die Here. Miskien het jy 'n Judas vriend wat jou verraai het. Ek wil vir jou sê, gee oor aan die Here. Dis die belangrikste. Gee oor aan die Here. Moenie mense behandel soos wat hulle jou behandel nie. Miskien behandel hulle jou nie so lekker vars nie. Behandel hulle soos die Here jou sal behandel het. Dit is die belangrikste. Jy sien, en wanneer jy mense behandel soos die Here jou behandel, weet wat gebeur dan? Dan kom die salwing van die Here oor jou lewe. Dis wat dan gebeur. Dis graag wat oor het, Mietjie. Dan begin die salwing van die Here oor jou lewe te beweeg. Hoekom sê ek so? Want die Heilige Gees is jou helper. En ons moet dit nooit vergeet nie. Weet, as jy verbitterd is, raak jy 'n immorele persoon. As jy verbitterd is, raak jy 'n immorele persoon. Kom ons lees gou Hebreërs 12 vers 15 tot 16. Hy sê, en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Laat niemand 'n hoereder wees nie, of 'n onheilige soos Esau, wat vir een spysgereg sy eerste geboortereg verkoop het nie. Jy weet, as jy gras sny, wie hou van gras sny? Niemand hou van gras sny. Net wyn. As jy gras sny en daar's bossies in die gras, as jy nie die wortel uithaal die wynand gaan die bossie bly. Hy gaan kort gesny wees, maar die bossie gaan bly. Mense moet ons moet altyd gaan kyk, wat is die wortel van die probleem? Hoekom is jy onvergewensgesind? Want as jy nie die wortel uittrek nie, gaan die wortel bly. Verstaan jy, dit is soos 'n wortel, bossie se wortel, hy gaan bly. Nou gaan ek jou iets vertel wat baie belangrik is. Meeste seksuele immoraliteit is as gevolg van verbittering. Kom ek sê dit weer. Meeste seksuele immoraliteit is as gevolg van verbittering. Jy voel jou lewensmaat respekteer jou nie. Jy voel hulle gee nie regtig vir jou om nie. En dan besluit jy gaan nie by jou lewensmaat slaap nie, want jy wil hom seermaak. Nou sê die woord van die Here vir my. Wanneer jy jou onthou van jou lewensmaat, sê die Bybel, jy moet eers vir mekaar toestemming vra om dit te doen, het jy dit geweet? Maar kom jy dit lees in die Bybel, pastoor, ek wil dit nie weet nie. Die Bybel sê, jy kan nie jou man of jou vrou weier nie. Daar moet 'n wederwysige ooreenkoms wees. Maar ons wil mekaar seermaak. Dit is hoekom ons dit doen. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Party mense is verbitter teenoor God. Party mense is verbitter teenoor hulle lewensmaat, want jou lewensmaat voldoen nie aan jou standaarde wat jy het nie. Dalk is jou vrou gemolesteer. Dalk is jou vrou het sy deur trauma gegaan. En dis hoekom dinge in die slaapkamer nie gaan soos dit moet gaan nie. Maar jy weet nie wat sy dit dalk nog nie vir jou gesê nie. Jy is gefrustreerd.
Jy voel jou vrou stoot jou weg. Nou ek wil vir jou sê, onthou een ding. In die eerste plek is jou vrou God se dogter. In die tweede plek is sy eers jou vrou. God het jou daar geplaas om jou vrou te help om te genees vir dit wat ook al in haar lewe gebeur het. God het jou daar gesit om met haar te trou, om met haar op pad te stap. Pas op vir bitterheid in jou lewe of in jou hart. Is jy 'n gebreekte mens of is jy 'n stikkende mens? Kom ek vertel jou gou die storie van Matteus 18 vers 21 tot 34. Die storie gaan oor die gelykenis van die onbarmhartige skuldeiser. Ek gaan dit nou in my taal verduidelik sodat jy dit baie maklik kan verstaan. Wie hou daarvan om geld uit te leen? Kom ek sê vir jou, as jy hand opsteek, breek ek jou vingertjie, jy leen nie geld vir mense nie. Jy gee geld eerder vir mense, want wie wil nou rondrol in die nag oor suiker wat iemand vir my geleer het en nog nie teruggegee het nie? Jy sê lekker jou kop nie, man. Gee die suiker! Moenie leen nie, gee! Want dan rol jy rond en hulle gaan jou nou my goed teruggee. Hallo? Kom nie by, man. Hoor gou wat ek vir jou sê. Kom ek vertel jou eers die verhaal en my kop hardop weg. Hoor my verhaal. My verhaal is, daar's twee ouens en die een ou skuld vir die ander ou R1 miljoen. En die ou sê vir hom, ek kan nie dit vir jou terugbetaal nie, ek het al alles probeer, ek probeer die geld by mekaar kry, ek kry dit net nie terugbetaal nie. Wil jy my nie vergewe nie? En die ou redeneer nie met hom nie. Hy sê vir hom, ek vergewe jou, ek skryf die geld af. Het hy gewerk daarvoor? Nee. Het hy dit verdien? Nee. En die ander is baie happy dat hierdie ou R1 miljoen vir hom afgeskryf het, hè? Yes, hierdie ou is nice, hy is vol genade, en hy het huppel, lekker na die huis, sy eie huis toe, en toe hy sy eie huis kom, is daar 'n ander ou, wat hom R1000 skuld. En jy gaan my R1000 gee. O, sorry, ek moet in die kamera kom. Hy sê, jy moet jou R1000 vir my gee, want jy skuld my R1000. Die ou sê, ek kan nie, ek het alles probeer, ek kan dit nie terugbetaal nie. Hy sê, ek gooi jou in die tronk dan. En hy sê vir hom, ek gee hom oor aan die pynigers. Hoor mooi, en die ou wat die R1 miljoen vir die ander ou afgeskryf het, kom te hore daarvan. En hy sê vir hom, ek gaan jou in die tronk gee, en ek gaan jou ook oorgee aan die pynigers, soos wat jy met daai man gemaak het. Maar daar's iets wat ek en jy mis. Die Bybel sê, wanneer jy onvergewensgesindheid het, gee ek jou oor aan die pynigers. Weet jy wie is die pynigers? Demone, wat jou gaan oppres en jou lewe vir jou moeilik maak, omdat jy met onvergewensgesindheid sin. En Jesus sê in sy woord, hy sê, as jy nie vergewe nie, kan ek jou nie vergewe nie. Mense, dit is kwaad. As jy nie vergewe nie, kan ek jou nie vergewe nie. Ek dink die ander wat ek net gesê van onvergewensgesindheid, jy trek demone na jou toe, op pad na selfvernietiging toe. Kom ek sê vir jou, my boetie en my sussie, jy dink jy is 'n kind van die Here, jy is jare op die pad. Jare terug het iemand teen jou iets gedoen, onvergewensgesindheid, jy gaan die hemel mis as God kom jou kom haal. Want ons het die gedagte, ek sê kykie van die Jesus, ek is alright. Nie met onvergewensgesindheid, die hoor, jy gaan agterbly. En ek wil hê jy moet weet, maak nie saak hoe iemand jou seer gemaak, almal wat van ons wat hier sit, ek ingesluit, is al seer gemaak deur mense. Maar die woord van die Here sê vergewe, of anders dan gaan Jesus Christus my en jou nie vergewe. So onthou dit altyd, vergewe. Luister gou mooi, daar was 'n man gewees, hy's 'n ateïs, hy doen navorsing oor mense met onvergewensgesindheid. En hy kry 'n paar ontdekkings wat hy maak. Onvergewensgesindheid is mense wat bloeddruk kry. Onvergewensgesindheid is mense wat vroeë hartaanvalle kry. Onvergewensgesindheid is mense wat bitter is, wat vroeë hartaanvalle kry, wat depressie kry, wat angs kry. Dis mense wat onvergewensgesindheid het. Jy sien, die meeste mense met onvergewensgesindheid is soos 'n handgranaat wat sy pennetjie uitgetrek is, dit ontplof. Hoor gou mooi, nou wat doen jy as jy om te kamp, laat jou
laat jou, wat is die woord wat ek kan sê, dat jy nie ontplof nie. Wat doe jy om nie te ontplof nie? Jy gee jouself oor aan alkohol, en jy gee jouself oor aan dwelms, net om te kan koud. Plaas dat jy net vergewe, maar jy doen dit nie. Plaas dat jy net vergewe, maar jy doen dit nie. Ek wil vir jou iets sê vanmôre, dit is baie belangrik. Baie keer vertel mense, tyd genees. Ek glo nie dit nie. Weet, as iemand by skiet in my been, Wilma, ek kyk af na my been en dan sê ek, tyd gaan genees, moenie worry. Ek gaan lank wag, hoor. Ek dink ek moet gaan vir behandeling, dis wat moet gebeur. Mense, elkeen hanteer trauma op sy eie manier. Elkeen, hy vat 'n jaar om te oorkom, om oor iets te kom, daai een van 2 jaar, daai een van 3 jaar. Elkeen vat sy trauma op verskillende maniere. Ek wil dit vir jou sê, die Heilige Gees kan jou genees as jy vergewe. Of anders te gaan dit nie gebeur nie. Die Heilige Gees kan jou genees as jy vergewe. En wat wonderlik is, as jy vergewe, word jy 'n nuwe mens. Jou hele menswees verander, jou hele karakter verander, want God is die Heilige Gees wat binne jou is, help jou om te verander. Jy is nie meer die mens wat jy was nie. Jy is nie saam met jou vriende wat vir grappies vertel nie. Jou hele houding verander, jou hele gesindheid, jou manier van praat verander. Selfs mense se klere gaan verander, wanneer jy 'n kind van die Here word. Jy is nie meer dieselfde wat jy was nie. Dit gaan nie oor die klere nie. Mense, dit gaan oor die hart. Onthou dit net. Dit gaan oor die hart. Ek wil hê jy moet dit weet. Dit gaan oor die hart. Ek wil vir jou sê, gebroke mense is op pad na selfvernietiging toe. As jy weet iets is van die Here, is dit 'n wen-wen situasie. As jy weet iets is in die vlees, is dit 'n wen-verloor situasie. As jy weet iets is van die duiwel af, is dit 'n verloor-verloor situasie. Hoor mooi, wat is 'n verloor-verloor situasie? Julle almal sal weet waarvan ek praat. Jy kry sekere mense, nasies, hulle sit bomme om hulle, dan blaas hulle self op en dan blaas ander mense saam met hulle op. Mense, dis niks anderste as demonies nie. Daar's nie ander manier om dit te beskryf nie. Help nie ons omsluit dit met mooi woordjies en wat ook al nie. Hoor mooi, dis niks anderste as demonies om jouself en ander mense op te blaas. Dit is nie van die Here af. Kom ons lees Efesiërs 4:26-32. Dis 'n mooi gedeelte hier. Word toornig, so jy mag maar kwaad word, en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. Met ander woorde, voor jy gaan slaap vanaand, dan soen jy jou vroukie of jy sy gaan oortjie, as jy my liefde, ek sal vir jou vergewe. As jy dit nie doen nie, het jy moeilik in die Bybel sê, wanneer die son ondergaan, moet jy mekaar vergewe. OK, right, gaan aan. Hy sê, en gee aan die duiwel geen plek nie, want as jy dit nie doen nie, gaan die duiwel hou vas hier op jou lewe. Gaan aan. Hy sê, laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbeid deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Interessant. 29. Laat daar geen woord uit julle mond uitgaan nie. Mense, jy moet iets vir my mooi verstaan vanmôre. Jy kan nie vir my vertel, jy is 'n kykie van die Jesus, en daar kom nog 5 woorde uit jou mond uit, jy speel. Want wanneer jy 'n kind is van die Here, dan staan jy hierdie dinge af. Jy doen dit nie meer nie. Want jy is duur gekoop met die bloed van Jesus Christus. Jy is 'n dier. Jy is met die bloed van Jesus gekoop en jy is duur gekoop. Daarom is jy 'n prins en 'n prinses van die Here. Jy kan nie praat met jy wil, soos met jou mondjie nie. En nou, los ander mense uit, moet die skinder van aan julle nie. Bemoei jou by jou eie sake. OK, raak ek excited? Ja, ek like het om excited te raak. Right. Hy sê, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. 30. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Hoe oulik is dit? Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu. Dawie, jy mag nie op Judas skree by die huis nie. Judas, jy mag nie op Dawie skree by die huis nie. Die Bybel sê jy skree nie op mekaar nie. Nie ek wil dit sê nie, die Bybel. Kom ons wees eerlik, baie keer dan skree ons op mekaar by die huis, die man en die vrou. En wanneer jy dit doen, is jy altyd reg, sy is verkeerd of sy is reg, dink jy is verkeerd. Is dit so? Nou kyk ons almal na mekaar.
Dit sê jy mag nie skreeu op mekaar nie. En lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. 32. Boosheid, ja. Maar wees vriendelik. Aha. En vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. As jy kwaad is, moenie opkrop nie. Dit gaan jou begrawe, hoor. Kom ek sê dit weer. Moenie kwaad wees en opkrop nie, dit gaan jou begrawe. Kom ek sê vir jou, die duiwel is agter mense wat kwaad is. Die duiwel is agter mense wat bitter is. Die duiwel is agter mense wat seer het. Onthou, die duiwel sal vir jou sê, man, jy verdien dit. Ek sê vir jou, die duiwel is 'n liefbek. Iemand sê nou dag van storie, wat is jy lief nie? Ek sê, man, hy is 'n liefbek. Hoor jy wat ek sê? Die duiwel is 'n liefbek. Mense, onreg wat aan jou gedoen is, baie jare terug, het jy toegelaat, dat dit jou lei van daai tyd tot nou toe. Jy het dit toegelaat. Jy kan ons iets daaromtrent doen. Dis die vraag. Kom ek sê vir jou, wat doen jy? Kom uit die tronk uit, dat die waarheid jou kan vrymaak. Kom uit die tronk uit. Die Heilige Gees wil jou help wanneer jy verbitterd is. Die Heilige Gees wil jou help wanneer jy kwaad is. Die Heilige Gees wil jou help wanneer jy gefrustreerd is. Daarom word die Heilige Gees die helper genoem. As jy nie toelaat dat die Heilige Gees jou help nie, maak jy die Heilige Gees seer. Jy het dit geweet. Jy maak die Heilige Gees seer. Die Heilige Gees is die enigste een wat jou kan help. Hoekom? Omdat hy jou liefhet en omdat hy vir jou omgee, want die Heilige Gees wil hê jy moet 'n heel mens wees. Dis hoekom hy die enigste een is wat jou kan help. Jy gaan jouself seer maak as jy nie toelaat dat die Heilige Gees jou help nie. Jy het 'n gebreekte hart. Hoor mooi, want jy wil nie toelaat dat die Heilige Gees jou help nie. Jy geweet, jy breek die Heilige Gees se hart en moenie vergeet hy is 'n persoon. Dis hoekom jy sy hart breek. Maar jy wil nie toelaat dat die Heilige Gees jou help nie. As jy daaraan sit daar dink ek is ons stupid. Plaas dat ons net vra vir die Heilige Gees om ons te help. Maar ons laat nie die Heilige Gees toe om ons te help nie. Jy weet, as jou kind suffer, maak nie saak met wat nie, dan suffer jy erger as 'n ouer. Kom ons wees eerlik. As jou kind siek is, soos jy, dan wil jy plekke ruil met jou kind. Jy wil eerder siek wees in jou kind se plek, is dit nie so nie? Ja. Kom ek sê vir jou, kom ons laat toe dat die Heilige Gees ons help. Ek wil vir jou sê, die Heilige Gees weet waartoe jy op pad om seer te kry, maar jy laat nie toe dat hy jou help nie. Kom ons laat toe dat die Heilige Gees ons help. Laat toe dat die Here deel met mense wat jou dalk te nagekom het, want wanneer jy dit doen, dan vertrou jy die Here dat hy met hulle sal afreken. Moenie jy dit doen. En ek moet hierdie sê, dis vir my baie belangrik. Wanneer jy iemand vergewe, beteken dit nie jy hoef op te vertrou nie. Kom ek sê dit weer. Wanneer jy iemand vergewe, beteken dit nie jy hoef op te vertrou nie. Want hoor mooi wat ek vir jou sê, daar's 'n ding wat ek gaan leer vir jou. Ek sê jy sit die leeu in die hok. As iemand jou in die rug gesteek het, jy hou hom in die hok. Jy maak nie die hok oop nie. Jy los hom in die hok, want hy gaan jou weer in die rug steek. Wat ek vir jou wil sê is, vergewe hom en spreek hom vry, maar hy gaan nie my maatjie word. Verstaan jy wat ek sê? Want die Here, as jy nou elke keer die hok oopmaak, gaan jy ons nou op mekaar seermaak. Die Here het jou verstand gegee, my boetie, my sussie, gebruik dit. Ok? Los hom in die hok. Jy kan met hom gesels daar by Pick n Pay, maar hy word nie my maatjie. Maar wanneer jy draai en loop om by Pick n Pay, dan wonder ek of jy regtig vergewe het. Hoor wat ek sê? Daar's 'n verskilletjie, hoor. Want wanneer jy regtig vergewe, kan jy nog met hom praat, maar jy maak hom nie jou maatjie. Ok? Dis hoe dit werk. Laat toe dat God met hom deel. Ek dink die laaste verhaaltjie wat ek jou vertel, dink ek is seker een van die mooiste verhale in die Bybel. En dit is Josef se verhaal. Weet as daar nou iets is van onvergewensgesindheid en bitterheid, kon dit hierdie ou gewees het. Josef kom en hy sê vir sy broers,
Hy sê, ek vergewe julle wat julle aan my gedoen het, en ek seën julle. Want jy moet iets verstaan, hierdie was tweede bevel van Egipte. Hy kon met sy broers gemaak het net wat hy wil. Maar hy besluit om hulle te vergewe, en hy besluit om hulle te seën. En daar is iets wat ek raak sien hierso. Hoor wat sê Josef. Hy sê, God het dit goed gedink teen die boosheid wat julle teenoor my veroorsaak het, dat ek julle volk aan die lewe hou deur hongersnood. Mense, dis ongelooflik hoe hierdie man met vergifnis in sy hart is, wat hy vir sy broers gee. Hoe groter jou vergifnis is, hoe groter is die salwing. Ek sê weer, hoe groter jou vergifnis is, hoe groter is die salwing. Jy sien, as jy onvergewensgesindheid en bitterheid uit jou hart uithaal, dan vloei die Heilige Gees in jou vrylik, soos dit moet vloei. En dan elkeen van ons wil graag die salwing van die Heilige Gees hê, moet vloei in ons lewe. Is dit so alwoord? Ja. Ons wil graag hê die Heilige Gees moet vloei, maar dan moet jy onvergewensgesindheid en bitterheid, moet jy uit jou hart uit hê. Weet jy, ek wil jy net gou vertel van, net so 3 gedagtes wat ek het van Josef. Sy broers verkoop hom, is dieselfde, kom ons vat in die vandagse dae. Jy kry ons die swart mark, jy weet waarvan ek praat, as enig iets oor jy gaan op die swart mark, jy betaal miljoene rande, wat ook al. Nou, sy broers verkoop hom as 'n slaaf. Mense, dit is die farsie hoor. Ek bedoel, as jou broers jou verkoop as 'n slaaf, dan gaan jy onvergewensgesindheid hê en bitterheid in jou hart, is dit nie so nie natuurlik. Hy gaan toe, die Here gee vir hom guns, en hy gaan werk vir die koning in sy paleis, en die ergste van alles is, die koning se vrou wil by hom slaap, en hy sê nee, en sy gaan na die koning toe, en sê, nee, hierdie ou het my verkragt. En hy weet mos hy het nie. Wat so onvergewensgesindheid en bitterheid moet in daai ou se hart wees? Maar weet jy, hy sê vir my iets wat vir my kosbaar is. Toe sy hom nou gryp, toe sy nou vir Josef gryp, toe sê hy vir haar, toe sê hy vir my, ek wil nie sondig nie, want ek gaan teen God sondig. Sien jy sy gedagtes? Hy dink aan die Here eerste. Ek gaan teen die Here sondig, wanneer ek moet toegee vir jou. Is dit nie wonderlik nie? Hy sê, ek moet voor die Here verskyn, wanneer ek toegegee het aan jou, en ek moet rekenskap gee aan die Here. Jou eerste prioriteit in die lewe moet wees, wat gaan die Here sê, vir dit wat ek besig is om te doen? Mense, waarmee gaan jy besig wees wanneer God kom? Die Bybel sê, alles wat jy doen, moet jy God daardeur verheerlik. Alles wat jy doen, moet jy God daardeur verheerlik. En die laaste enetjie is, hy gaan in die tronk in, hy lê mense se drome uit, die Here help hom om dit te doen. En hy sê vir hulle toe, hulle drome uitlê, hy sê, dink aan my wanneer julle uitgaan. Hulle het nie eens ge-worry oor hom nie. Weet jy hoe moes daai man gevoel het? Hy kon verbitterd gewees het, hy kon onvergewensgesindheid gehad, maar hy het nie. Sy goeie gesindheid wat hy gehad het, het God hom gesalf. En dis hoekom die Here op tweede bevel gesit het van Egipte. Ek wil vir jou sê, jy weet dalk nie waartoe jy op pad is nie. Maar ek wil vir jou sê, wanneer jy by die voete van Jesus Christus bly, sal hy vir jou deurkom. Hy sal vir jou pad maak waar daar nie 'n pad is nie. Die Bybel sê, hy sal vir jou pad maak in die wildernis waar daar nie 'n pad is nie. Die Here wat ek en jy dien, niks is onmoontlik vir hom. God sal vir jou deurkom, maar jy moet op hom vertrou. En sê, Here, ek hou vas aan die, as daar mense is, wat onvergewensgesindheid het, en bitterheid het, ek vra jou mooi vanmôre. Spreek hulle vry, vergewe hulle, sodat jy kan aangaan met jou lewe. Want as jy dit nie doen, het jy swaar las wat op jou is. Ek sê altyd 'n ding wat ek myself vra, hoor mooi wat ek sê, wat dit beteken vir my baie. Gaan ek toelaat dat iemand anderste my uit die hemel uithou? Nee. So dit beteken ek moet iemand vergewe, as ek nog iemand vergewe het nie. Want as ek dit nie doen nie, gaan ek my nie in die hemel sit nie. So ek spreek mense vry. Here, dankie dat U my vry maak. Dankie Here dat U my vergewe. Dankie dat U bloed vir my gevloei het, sodat ek weet, ek wonder nie of ek vergewe is nie, ek weet ek is vergewe. Moenie dat die duiwel jou wys maak, jy is nie vergewe nie. Jy weet mos wat jy met jou mond gesê het, Here, ek het hierdie nonsens aangejaag, vergewe my. En die Here sal dit doen. Hou aan om te glo wat God vir jou sal doen. Mense, dit help nie jy bid. Hoor mooi,
En jy staan op en jy sê, oh, nee, ek weet nie of die Here dit vir my sal doen. Hy gaan dit nie vir jou doen nie, want jy glo nie. Hou aan met bid totdat die Here vir jou deurbreek. Amen. Kom ons staan, bid ons saam.